Ek lees vanoggend uit Psalm 3 vers 8. Staan op, Here, verlos my, my God. Psalm 3 gee vir ons eintlik 'n blik op 'n mens wat in diepe krisis sit. Dawid skryf hierdie woorde in 'n tyd toe sy lewe besig was om heeltemal uitmekaar uit te val. Dit is nie net 'n klein terugslag gewees nie. Dit is 'n persoonlike en politieke ramp gewees. Sy eie seun Absalom het teen hom in opstand gekom en probeer om sy troon oor te neem. Vir Dawid moes hierdie ongelooflik pynlik wees. Nie net omdat sy posisie bedreig was nie, maar omdat die verraad uit sy eie huis gekom het. Hy word gedwing om uit Jerusalem te vlug, sy stad, sy veiligheid en sy koningskap agter te laat. Intussen word hy ook deur mense bespot en verwerp. Alles wat eens stabiel gelyk het, was nou besig om onder sy voete te skud. Hy staan letterlik en figuurlik sonder vaste grond. Tog is hierdie nie die eerste keer dat Dawid in gevaar is nie. Hy het al baie keer in sy lewe God se redding ervaar. Van Saul, van vyande nasies en van ander bedreigings. Hierdie herinneringe is nie net stories uit die verlede nie. Dit word vir hom 'n bron van geloof in die Here. Hy herinner homself dat God nog altyd getrou was. En daarom bid hy eintlik baie eenvoudig, maar baie kragtig. Verlos my, my God. Hy draai nie weg in wanhoop nie. En hy vertrou nie op sy eie slim planne nie. Hy rig sy hulp direk tot die Here, omdat hy weet dat God nie net sal kan help nie, maar bereid is om te help. Dit is waar sy vertroue lê. Nie in omstandighede nie, maar in God se karakter. Wanneer jy self deur moeilike tye gaan, wat doen jy? Soek jy eers menslike oplossings of draai jy na God toe? Die skrif herinner ons, roep my aan in 'n tyd van nood, ek sal jou red. Net so staan dit geskryf in Psalm 50 vers 15. Hierdie belofte vra 'n reaksie van geloof. Nie net om te weet dat God kan help nie, maar om werklik op hom te vertrou wanneer die lewe besig is om swaar te druk. Selfs wanneer alles rondom jou onstabiel voel, bly God se teenwoordigheid 'n vaste anker wat nooit sal wankel nie. Vader, ons kom vanoggend en ons sê dankie. Dankie dat ons kan weet dat as die lewe swaar raak of moeilik raak, dat ons rustig kan word en weet, U is by ons. U se teenwoordigheid is standvastig en ons weet dat U ons nooit sal val nie. Amen.